Saam lees daar Markus 16 vanaf vers 1 tot en met vers 8. Ons gaan eers saam lees uit die woord van die Here uit en daarna sal ons saam bid. So kom ons luister nou en lees saam dit wat die Here ook dan vanoggend vir elkeen van ons sê hier uit die Bybel, die boek van die lewe uit. Lees vir ons vanaf vers 1. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus en Salome speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf. En hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was, want dit was baie groot. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed om aan die regterkant sit. En hulle het baie geskrik. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie, julle soek Jesus die Nasareëner wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus dat hy voor julle uitgaan na Galilea. Daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Toe gaan hulle haastig uit en vlug van die graf af weg. En bewing en ontsetting het hulle aangegryp. En hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. Tot sover uit die woord van die Here. Kom ons nader tot God in gebed, kom ons bid saam. O Here, ons Here, ook op hierdie oggend kan ons nie anders nie as om terug te kyk na die bebloede liggaam aan die kruis. Die lyding wat die Seun Jesus Christus moes verduur het, dat ons vanoggend die voorreg het om U te kan aanroep as ons God en Vader. Ons Vader wat in die hemel is, maar terselfdertyd ook hier teenwoordig. Dit is vir ons 'n besondere voorreg om deur die woord en die prediking hier in die kerk ook te kon begelei word, om tot die insig te kom dat dit wat Jesus Christus alles gedoen het, dit wat hy kom word het, was vir my, was vir ons as individue. En ons beleef dit in ons eie lewens, wanneer ons vir 'n oomblik stil staan by hierdie gebeure, net soos wat ons ook die voorreg geniet het, om te kon stil staan by die heilige nagmaal. Om te kon nadink oor presies dit, wat die brood en die wyn simboliseer, die gebreekte liggaam en die bloed wat vergiet is, die volkome versoening van al ons sondes. Maar hier staan ons vandag op 'n baie spesiale dag, want dit is die dag van oorwinning. Dit is die dag na Stil Saterdag, dit is die dag waarop ons ook die krag kry wat ons nodig het, om staande te bly teen al die aanvalle en die versoekinge en beproewinge van die bose. Dit maak dat ons kinders van God kan wees, ook in hierdie dag. En waar ons dan nou vanoggend hier by die kerk by mekaar is, met die woord geopen, bid ons dat U deur die woord dat elkeen van ons sal spreek, en dat elkeen van ons hier vanoggend met geopende ore en ontvanklike harte sal sit, en sal aanhoor wat U vir ons sê. Mag die Heilige Gees ook so in ons harte werk, dat daar 'n reaksie sal wees, ook hierna, in hierdie week wat voorlê, ook elke dag van ons lewens. Ons is so dankbaar om die ontvangers van die groot genade te wees. Ons is so dankbaar om die ontvangers van die onvoorwaardelike liefde te wees. Maar hier bid ons dan ook in besonder vir ons gemeente, vir elke lidmaat, en besonder ook elke besoeker vanoggend. Ons vra Here dat U met elkeen van ons sal wees, wat ook vanoggend hoor, maar selfs met diegene wat nie hoor nie, wat nie hier wil wees nie. Ons vra Here dat U ons sal gebruik, die kinde wat aanhoor, om ook daardie evangelie en roemryke wonderdade van die Here so te gaan verkondig en uitleef, dat diegene wat ook hierdie baie unieke geleentheid mis, dat hulle behoeftes sal ontwikkel om ook in hierdie heilige atmosfeer van die kerk te deel. Maar baie dankie vir die genade, want die genade is genoeg. Ons weet Here dat hierdie dag is 'n dag nader aan die eindtyd, en daarom het ons 'n groot verantwoordelikheid, om ook die tyd uit te koop want die dae is boos, en mag ons dan ook vandag die meeste van hierdie tyd maak wat U vir ons gee. U te verheerlik, U naam groot te maak, en ook na te dink dit wat Jesus vir ons is, wat hy vir ons was, en ook wat hy vir ons sal wees. Hy is ons redder, hy is ons verlosser, hy is die as waarom ons lewens moet draai. En dankie dat U hom gestuur het om ons te red. Ons bid vir die inwerking van die Heilige Gees, wat dit wat ons vanoggend ook sal preek, verstaanbaar sal wees, en dat ons ook geactiveer sal word om te doen, nie net te praat nie. Ons vir ons sonde sal vergewe,
die ongeregtigheid van ons harte af sal wegneem, en dat ons saam met Dawid die seën van skuldvergifnis sal beleef, wanneer ons ook opreg en eerlik ons skuld aan U openbaar. Help ons, Here, om nie te swyg nie, help ons om eerlik te wees oor ons foute en tekortkominge en sondes. En lei ons, Here, deur die Gees om dit ook in U te openbaar met die wete, ons het 'n voorspraak, Jesus Christus die regverdige. Ons bid alles in die naam van ons Verlosser en Saligmaker deur die kragvolle uitwerking van die Heilige Gees. Amen. Dit is nie 'n spesifieke teksgedeelte waarby ons stilstaan nie, ons gebruik weer eens soos ons in die reeks gebruik het, die hele gedeelte ook in die prediking. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, dit is 'n besondere voorreg om vanoggend hier by mekaar te kom op die dag wat ons noem Opstanding Sondag. Dit is sekerlik die heerlikste, die wonderlikste en die mooiste dag op ons kerklike kalender van die hele jaar. Daar is nie iets wat ons aan kan dink nou op hierdie oomblik wat vergelyk met hierdie opstanding van ons Verlosser en Saligmaker nie. Want vandag kom ons by mekaar om te bely die graf. Ja, die graf wat ons goed ken, is leeg. Jesus het die dood oorwin. Na die donkerste dag, die swaarste dag van Goeie Vrydag wat ons net 'n rukkie terug ervaar en beleef het, na die onsekerheid van Stil Saterdag wat beteken daar was onsekerheid in die harte van die navolgers of Jesus nou werklik gaan opstaan, hulle Verlosser is dood, dit is 'n hartseer dag, 'n dag van rou, breek hierdie wonderlike lig van vervulde beloftes deur vandag, op hierdie oomblik, waar ons saam in die huis van die Here sit, hier by die kerk. Jesus Christus, wat aan die kruis gehang het en gesterf het, hy het uit die graf uit opgestaan, nie as 'n spook nie as 'n gees nie maar net figuurlik nie, nee, lewend, werklik en ook soos ons bely, triomfantlik. En hy het dit gedoen vir jou sonde, vir jou gebroke hart en vir jou toekoms. Kom ons gaan vanoggend dan ook saam deur die woord van die Here terug na daardie graf toe, daardie graf van ons Here Jesus Christus. Nie om te treur nie om te rou nie, maar om te sien wat God gedoen het. En vanuit ons geleesde gedeelte sien ons dit baie duidelik. Toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Salome, speserye gekoop om Jesus se liggaam te gaan salf. Nou hulle harte was nog swaar gewees en hulle gemoed was seer gewees, hulle was hartseer gewees, gaande hierdie pyn van groot verlies wat hulle die Vrydag aanskou en selfs beleef het. Hulle het die kruis nog duidelik voor hulle oë gesien, hoe die doringkroon op Jesus se kop sy gesig vol bloed maak, hoe sy oopgekloofde rug en waar die spykers ingeslaan was, die bloed laat uitstroom het, en die bloed as ware op die grond geval en gedrup het, en selfs gesmeer het, soos wat hulle hom dan ook rondgedraai het. Hulle ruik nog die reuk van bloed. In hulle geestesoog sien hulle die gelag op die wrede Romeinse soldate en die skare en die priesters, soos wat hulle hierdie Verlosser, hulle Messias, spot, beledig en selfs ook opspoeg. Hulle ervaar nog hierdie duisternis wat ek en jy in ons lewens nog nie ervaar het nie, toe die Here Jesus Christus sy laaste asem uitgeblaas het. Hulle onthou nog, net soos wat ons ook onthou, hoe Jesus Christus daar gehang het in pyn, verneder, verlate, alleen in die hel van God se toorn. Alles maar net sodat die mens, ja, ek en jy weer 'n herstelde, versoende verhouding met God die Vader kan lewe. Nou kom hierdie vrouens baie vroeg die volgende oggend op pad na die graf toe met 'n handvol olies en salfies en speserye, gereed en voorberei om daar by die graf voor te gaan op hierdie graftradisies wat hulle gehad het. 3 vroue op pad na die graf toe en al wat hulle verwag
is om die dooie liggaam van die Here Jesus Christus te aanskou. Dis al waar hulle dink, dis al wat op hulle harte is, dis al hoe hulle self kan voorberei vir dit wat voor lê. Die bietjie wat hulle onder mekaar praat, is eenvoudige gesprekke oor wie gaan nou hierdie groot klip van die graf af wegrol. Hulle verwag die dooie liggaam van Jesus Christus, die Seun van God, wat homself op 'n verheerlikte wyse aan hulle openbaar het. En hulle praat met mekaar oor wie gaan nou hierdie klip van die graf af wegrol, want die Bybel sê vir ons dit was 'n baie groot en 'n baie swaar klip gewees. En verder praat hulle oor niks anders nie, want al wat hulle verwag is maar eintlik net die koue en die ongemak van 'n graf. Hulle verwag eintlik maar net die reuk van diegene wat dood is. Hulle verwag die stilte van die graf en uiteindelik ook die einde van hulle hoop. Maar soos hulle aangeloop kom en toe hulle opkyk, sien hulle maar dat hierdie groot uitdaging wat voor hulle gestaan het, die groot klip voor die graf van Jesus, is reeds weggerol. En hulle gaan die graf binne en hulle skrik baie groot. Nou, daar's baie redes van hoekom hulle geskrik het. Hier voor hulle sit daar 'n jong man in hierdie heerlikheid van wit klere en hulle skrik omdat hulle hom sien. Maar wat baie interessant is die spesifieke verwysing dat hy aan die regterkant sit. Nou, hoe dit gewerk het in die ou tyd, in die Bybelse tyd, al by die grafte, daar was so 'n bankie gewees waar geliefdes kon gesit het. Maar daar aan die regterkant was waar die lyke gelê het, en daar sit hierdie jong man, die engel van die Here. En die rede daarvoor is om dadelik aan te dui, hulle fokus dadelik te plaas op hierdie leë graf. So daar is twee redes hoekom hulle skrik. Hulle skrik omdat hulle hierdie engel sien, maar hulle skrik ook omdat hulle dadelik besef dat die liggaam van Jesus Christus is weg. Dit is nie meer daar. Hulle word yskoud van vrees, kan ons dit sê. Dan kom die engel en hy sê vir hulle, want hy sien hulle reaksie en hy sê, moenie verskrik wees nie, moenie bang word nie, moenie skrik nie. Julle soek Jesus die Nasareëner wat gekruisig is. Wel, hy het opgestaan soos hy eintlik ook vir hulle gesê het en aan hulle geopenbaar het, hy is nie hier nie. Kyk, hier is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan dan nou en gaan sê vir sy disippels en veral besonder ook vir Petrus, hy gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien, net soos wat hy vir julle gesê het. En die reaksie van die vrouens is onmiddellik. Hulle draai as ware daarom en hulle hardloop van die graf af weg. Maar hulle is nie opgewonde soos 'n graad 1 kind by die huis kom en vir sy ma wil vertel wat nou alles gebeur het nie. Hulle hardloop met vrees en bewing, skok en selfs onsekerheid in hulle harte. Hulle was so oorweldig geweest dat die woord van die Here vir ons sê, hulle het dit eintlik nie eers vir een persoon vertel het nie. Mense kan sê hulle was dalk selfs getraumatiseerd geweest. Maar tog wat ons hier raak lees, dit is die begin van die grootste nuus wat die wêreld nog ooit gehoor het. Daar is niks wat met hierdie nuus vergelyk nie. En dit is dat Jesus Christus, die Seun van God, die Seun van die mens, het uit die doodheid opgestaan. Uit die doodheid opgestaan. Nou ek wil vanoggend vir u vra, voel u die krag van hierdie oomblik? As ons in ons geestes ook saam met hierdie vrouens daar staan, weet dit wat nou hier gebeur? Tref dit jou hart? Beleef jy dit ook vanuit die emosie hierdie oomblik? Om dit net saam te vat, die vroue het gekom met trane en hulle was hartseer en hulle was rou in hulle harte gewees en met baie speserye vir die dooie meester. En dit gee vir ons 'n baie duidelike aanduiding dat hierdie vrouens het niks anders verwag as net die liggaam, die dooie liggaam van Jesus Christus nie. Hulle het werklik nie verwag dat hy, die koning en Messias in die doodheid, sal opstaan. Hulle kom met hierdie speserye
En die gebruik was, omdat die Egiptenare gebalsem het, hulle het nie gebalsem nie, so hulle het gewag tot daardie dood en in die graf, en dan het hulle hierdie lijk behandel met speserye en lekker olies, dat het daardie ontbindingsproses nie so laat stink nie. So hulle het regtig gekom met hierdie olies en voorbereiding, om in die eerste plek die Here te eer, op 'n mooi manier, om te eer, maar ook dat hy beter sal ryk, want hy is mos nou dood. En hulle weet, dis nie die eerste liggaam waarmee hulle werk nie, dit was self ook die tradisie gewees. So hulle verwag dood. Maar wat kry hulle? Lewe. Hulle kry lewe. Die graf is leeg, die doeke is netjies neergelê, die klip is weggerol, die een wat daar aan die kruis gehang het, bloeiend, verneder, verlate, alleen in die duisternis, kon nie deur die graf wat hulle goed geken het, vasgehou word nie. Die magte van die hel kon hom nie oorwin nie. Die Satan wat met alle mag en krag probeer het om die Here Jesus Christus te bind met die dood, kon dit nie reg kry nie. Die grootste vrees van die mens, kon die Here nie in die graf hou nie, dit is die dood. Hy het werklik uit die graf uit opgestaan vir jou. Hy het die dood oorwin vir jou. Net vir jou. Dink net vir 'n oomblik. Die Seun van God het nie net vir jou gelei nie. Hy het nie die sweepsaal nie, houe van die hamer op die spykers en die vernedering gedra vir jou nie. Hy het net daar in die kruishout gehang en gesterf, sy laaste asem uitgeblaas vir jou nie. Hy het ook opgestaan vir jou, uit die dood uit opgestaan vir jou, en omdat hy leef, kan ons met absolute oortuiging bely en seker wees, dat ons sondes, die swak sondige, nietige natuur van die mens, vergewe is. Omdat hy leef, is die duiwelse mag oor jou lewe gebreek, hy het nie meer sê oor jou lewe nie. Omdat hy leef, kry ons soveel troos, wanneer ons selfs by die oop graf van 'n geliefde staan, want ons bely dit keer op keer, die dood het nie meer die laaste sê op ons geliefdes se lewe nie. En omdat hy leef, kan elkeen van ons ook vandag uit ons eie grafte uit opstaan. Uit die graf van die sonde, jy kan daaruit opstaan. Uit die graf van ongehoorsaamheid, jy kan daaruit opstaan. Uit die graf van dit wat jou bind hier op aarde, jy kan daaruit opstaan. Uit die graf van jou verslawings en wêreldse begeertes, jy kan daaruit opstaan. Uit die graf van gebroke verhoudings en selfs huwelike, jy kan ook kind van God daaruit opstaan. Uit die graf van jou probleme en uitdagings, jy kan daaruit opstaan. Uit die graf van jou bitterheid en jaloersheid en seer en wraak en alles wat lelik is, jy kan daaruit opstaan. Uit die graf van vrees en ongeloof, ons kan daaruit opstaan, want Jesus het opgestaan. Uit die graf van twyfel en onsekerheid, wat ons baie goed ken, veral in hierdie tye waarin ons lewe. O, wat 'n voorreg dat jy om te kan bely, ons kan daaruit opstaan nie, want Jesus het daaruit opgestaan uit die graf uit vir jou. Dis die kern van die evangelie, dis die kern van die gelowige se lewe, dis waaroor die Bybel gaan. Jesus ly vir jou, hy sterf vir jou, maar hy staan op vir jou. En hy het nie maar net opgestaan dat ons 'n bietjie beter kan voel, of dat ons dalk 'n bietjie getroos kan word nie. Hy het nie opgestaan dat ons op 'n dag soos hierdie dalk het oor dit 'n bietjie gesels nie, of dit dalk gebruik in ons verwysingsraamwerk wanneer ons geloof praat oor die opstanding nie. Dis nie hoekom hy opgestaan het nie. Hy het opgestaan dat jy kan nuut wees en nuut lewe. Hy het opgestaan dat jy die beeld van Christus wat hy herstel het, deelagtig kan word, dat ons in staat gestel kan word om tot welbehae van die lewende God te lewe. Jesus het opgestaan
dat ons die herstelde beeld kan beleef wat nou vir ons toegang gee tot die Vader. Jesus het opgestaan uit die dood uit, sodat ek en jy uit die dood van ons sonde kan opstaan tot 'n lewe van gehoorsaamheid, 'n lewe van aanbidding, 'n lewe van lofprysing, 'n lewe van eerebetoning, 'n lewe van vreugde, 'n lewe van goddelike vrede ten spyte van die storms in ons lewe, en ook 'n lewe van heiligheid. Ja, dat ons anders kan wees as hierdie wêreld waarin ons lewe. Dat daar 'n unieke identiteit in ons lewendig word, waarna die wêreld kyk in vrees en bewering. Dis wat gebeur as kinders lewe, soos dit God behaag. Die wêreld kyk na ons in vrees en bewering, raak bang vir ons, skrik vir ons. En die Here het ons in staat gestel om ook dit te kan doen. Jesus het gelei vir jou, hy het gesterf vir jou, hy het opgestaan vir jou, dit weet ons. En nou kom hier die opgestaane Here Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker en ons leidsman, en hy kom vandag na jou toe, hy kom na jou hart toe, en hy kom roep jou, en hy kom vra jou, en hy kom smeek jou vandag. Hy roep jou as waar uit jou eie graf van jou lewe uit, en hy verwag 'n antwoord, 'n reaksie op dit wat voor lê. Nie net 'n reaksie van vreugde en blydskap en opgewondenheid waar ons vandag vir mekaar kan sê, ons is so dankbaar en ons is so bly dat Jesus opgestaan het nie. Nee, 'n reaksie van bekering en oorgawe. 'n Reaksie waar ons breek met die ou ek, die ou lewe, die ou mens. Los die dinge wat jou nog in die donkerte van die graf hou. Los die dinge wat jou weghou van God. Los die dinge wat God se tyd en God se plek in jou lewe steel en lê dit alles neer. Hoekom? Want die klip is weggerol vir jou. Die lig en die duisternis oorwin. Die son het weer opgekom en nuwe lewe gebring vir jou en vir my. Moenie langer in jou graf bly lê nie. Moenie gemaklik raak met die koue donkerte van jou sondige graf nie. O nee, want jy is nou 'n nuwe mens. En jy is nou tot alles in staat deur die opstandingskrag van Jesus Christus wat in jou werk en in jou geaktiveer word deur die kragvolle inwerking van die Heilige Gees. Nie een van ons wat vanoggend hier sit het 'n verskoning nie. Nie een van ons wat hier sit kan sê ek het nie geweet nie. Dis wat die opstanding vir ons kom leer. Dis die as waarom die evangelie draai. Jy is nou in staat gestel om te wees wat jy van die begin af veronderstel was om te wees. Beeld van God, kind van die Here. Kom na die leergraf toe vandag met 'n hart vol verwondering en blydskap en gehoorsaamheid. Buig voor die lewende Here vandag, elke dag in jou lewe en sê vir hom, Here Jesus, ek besef nou, maar dit wat ek gehoor het in die kerk, dit wat ek gehoor het in die woord uit, U het vir my gelei. U het vir my gesterf, U het toegelaat dat U bloed soos druppels bloed op die grond val vir my. U het die laaste asem uitgeblaas vir my, U het God verlatenheid beleef vir my. Nou kan ek ook vanoggend saam bely, U het ook opgestaan vir my. Ja, vir my. Vergewe my al my sondes. Maak my hart en maak my lewe weer nuut soos dit moet wees, die lewe wat goeie godsvrug en goeie vrugte dra. Van vandag af wil ek nie meer in die dood van die sonde bly nie. Ek is moeg daarvoor om in hierdie koue van hierdie sonde graf te sit. Ek soek die opstanding en ek wil 'n deel maak van my lewe. Ek wil die krag van die opstanding leef. Help my Here, ek smeek, help my om die ou dinge in my lewe te breek. Help my Here om die dinge wat my tyd by U steel te breek. Help my Here om gefokus te bly en geanker te bly in vaste ware geloof. Want dis wat ons nodig het. Daar's soveel figure in die Bybel wat dit vir ons so mooi leer. Deur die geloof, deur die geloof, deur die geloof. Gaan lees gerus Hebreërs 11. Deur die geloof.
ons geloof sterker dan ons in die opstanding. Hulle het geglo in die onsigbare. Ons moet glo in die sigbare. Dit is baie makliker. Maar ons val so gereeld want ons fokus is nie God nie. En die Here kom sê vandag vir ons deur hierdie prediking en die gedeelte wat ons saam gelees het, jy het genoeg rede. Jy het nie nodig om homself weer aan jou te openbaar of nog 'n teken te gee nie. Jy het genoeg rede om vir hom te lewe. En daarom moet jy bely in jou hart, Here, ek gee my lewe vir U. My lewe beteken niks nie as dit nie in U hande is nie. In U hande is waar dit moet wees. Dis die veiligste plek. Ek wil U volg, al kos dit my alles. Al kos dit verhoudings, al kos dit geld, al kos dit my begeertes, al kos dit my plesiere. Ek gee alles vir U, want U het alles vir my gegee. Dan word die opstanding 'n realiteit en dan word dit maklik om volkomme blydskap te beleef ook in hierdie tyd waarin ons lewe. Die opstanding is die hart van ons gereformeerde geloof. Die opstanding is die hart van konsekwent Bybels. Dit is maar net 'n mooi idee of mooi woord of begrip wat ons kan rondgooi soos ons wil nie. Die opstanding definieer God se lewendmakende krag vir jou en vir my. Omdat Christus Jesus opgestaan het, is ons regverdigmaking 'n sekerheid. Ons word vrygespreek deur die Here, maar omdat hy opgestaan het, word ons ook daartoe in staat gestel om op die weg van heiligmaking te volhard, om nader en nader aan die Here te lewe en te leef soos dit hom behaag en wat hy van ons vereis. En omdat hy voor ons uitgaan in die toekoms, voor ons uitgeloop het tot in alle ewigheid, kan ons nou ons lewens en ons toekoms met oorgawe in sy hande gee, met absolute sekerheid en oortuiging. Dis die regte plek om te wees. En soos wat Moses het so mooi gestel het in Eksodus 33, o Here, ek wil nie een tree loop, as U nie saam met my loop nie. Mag dit ons elke dag se lese wees, mag dit die manier wees waaronder ons lewe. Ek sal nie een tree gee, Here, as U nie saam met my loop nie. Hy leef. En omdat hy leef, leef ons ook. Nie meer as slawe van die sonde nie, maar as kinders van die lewende God. Wat 'n voorreg. Nie meer in die vrees vir die dood nie, maar in die vryheid van die ewige lewe. Die opstanding het werklik alles kom verander. Ons sondes is vergewe, ons harte is vernuwe, ons het nuwe mense geword in Christus, en ons toekoms is seker in hom. Dit gee ons krag vir elke dag, om as oorwinnaars te leef. Maak nie saak die uitdagings nie, maak nie saak die versoekinge nie, maak nie saak selfs die onregverdigheid wat ons beleef nie, maak nie saak of ons te nagekom word nie. Ons het die Here. Dit moet genoeg wees. Die opstanding kom as 'n laaste punt, waar ek herinner ons aan die belofte van ons eie opstanding. En Jesus het ons aan die dood oorwin, en eendag sal ons liggame ook uit die graf uit opstaan, onverganklik en verheerlik, om vir ewig en altyd met die Here te wees. Wat 'n wonderlike troos. Dis juist daardie troos wat vir ons hoop gee, in tye van siekte, in tye van verlies, maar ook in tye van dood. Dit versterk ons om getrou te bly aan die Here, wetende dat niks ons van sy liefde kan skei nie. Dit maak ons vry om sonder vrees te leef en om met oorgawe te dien. En ek sluit af met hierdie kosbare woorde wat ons nou gaan sing. En dit moet 'n belydenis wees in ons harte, en dit moet die klanke wees van jou elke dag. Kom uit die graf van jou sonde en kom leef in die onwankelbare lig van die opgestane Here Jesus Christus. Want die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. Vir sondaars het die Heer gesterf, die lewe deur sy dood verwerf. Oorwinning is vir ons verkry oor sonde mag en heerskappy. Gaan vandag huis toe met die leë graf agter jou en die opgestane Here Jesus Christus voor jou. Hy leef, en daarom moet jy vir hom leef. Amen. Kom ons dan. O Here, ons Here, ons kan nie anders nie as om met groot dankbaarheid vanoggend tot U te nader. Maar 'n hele klomp weke het ons aangehoor hoe U toegelaat het dat U Seun Jesus Christus verneder word en gekruisig word en sterf.
En dit het ons hartseer gemaak, selfs om net daaraan te dink. Dit het gevoel asof selfs die hemele bely op. Maar vanoggend kyk ons terug na die kruis toe en ons raak opgewonde, want die profesie het voorspel dat dit is wat met die lydende diensknegt moet gebeur. Maar dat hierdie lydende diensknegt weer uit die doodheid sal opstaan en daarmee saam ook 'n brug vir ons word, wat weer vir ons toegang tot die Vader gee. En dit is vir ons wonderlik om dit te hoor, en dit te bely, en dit te glo, want dan weet ons ook, dat wanneer ons vanoggend bid, het sy Here hulpkreet, hulpgeroep, selfs net van aanbidding en lofprysing. U ons aanhoor, elke liewe woord, selfs daardie woorde wat ons nie eers kan uitspreek nie. En U ken ons harte en elke beginsel van ons gedagtes. Daarom besef ons al hoe meer die voorreg wat ons het, ook in hierdie wêreld, die tydelike era te leef met 'n goddelike identiteit. Ons is die herstelde beeld in Jesus Christus. Daarom vra ons en smeek ons, Here, gee ons die Heilige Gees, die kennis van die woord, om ook op die pad van geregtigheid te bly en so te lewe, dat die koninkryk sal sigbaar wees. Help ons, Here, om te breek met die dinge wat afstand en skade tussen ons en U maak. En help ons, Here, om op te staan saam met die Here Jesus Christus vanuit daardie opstandingskrag, om met woord, daad en optrede 'n verskil te maak, om ook die lewende Christus te gaan verkondig, deur wat ons sê en doen. Dis wat U van ons vra. Help ons, Here, om dit ook te kan doen. Want sonder U is daar vir ons geen hoop nie. Dankie vir hoop op die toekoms. Dankie dat ons weet, Here, ons toekoms, elke dag van ons lewe, is reeds opgeskryf in die boek van die lewe. Die werk van God is volmaak en sal volmaak bly. En die toekoms lyk baie belovend, as Christus Jesus ook daar in ons toekoms is. In Jesus naam bid ons in hierdie werking van die Gees. Amen.